Geliefdes in ons Here Jesus Christus, baie welkom by ons oggendoordenkings vanuit die woord digitaal. In hierdie pragtige oggend is dit ons voorreg om stil te kan word rondom die Here se woord. En mag die Here vir jou hart vanmôre open, jou bemoedig en versterk en hierdie besondere boodskap in jou lewe kom bevestig. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring. En vanmôre gaan ons saam lees Openbaring 7 vers 13 tot 17. Ek is Dominee Adriaan Swart. Een van die ouderlinge vra toe vir my, hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Ek weet nie meneer, sê ek toe vir hom, maar u weet. Hy sê toe vir my, dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie. Die son sal hulle nie brand nie en 'n hittegloed ook nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei. En God sal al die trane van hulle oë afdroog. Jesus Christus het 'n visioen aan Johannes gegee op die eiland Patmos. En in hierdie gedeelte kan ek en jy so 'n klein kykie kry van hoe dit in die hemel lyk. Jesus Christus is die enigste ware almagtige verlosser wat dit waardig was om die boekrol oop te maak. En die 6de seël is reeds oopgemaak. Johannes het gesien dat daar in die hemel 'n groot skare mense was wat met wit klere aangetrek was. En een van die ouderlinge wat daar teenwoordig was, het vir hom gevra, wie is hierdie mense met die wit klere aan en waar kom hulle vandaan? Johannes het nie geweet nie. En hy antwoord toe die man, u weet dit. En daarom kry hy dan ook die antwoord. Dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Broeder en suster, in die laaste dae sal daar bitter moeilike tye kom vir kinders van die Here. Christene sal vervolg word ter wille van hulle geloof. Hulle sal mishandel word. Hulle sal bespot word, ja selfs doodgemaak word. Maar die wat volhard tot die einde toe, sal gered word. Dit is hulle wat wit klere sal dra, as teken van die oorwinning. In ons teks staan daar, hulle klere sal gewas wees en wit gemaak wees in die bloed van die lam. Jesus Christus se bloed sou hulle reinig van alle oortredinge, en hulle sal skoon gewas wees en vrygekoop wees, en daarom die spesiale woonplek in die hemel. Hulle sal voor God se troon wees. Hulle sal hom dag en nag in sy tempel dien. Hulle sal nie meer honger kry nie en nie meer dors kry nie. Die son sal hulle nie brand nie en 'n hittegloed ook nie. God self sal hulle lei na die fonteine met die lewende water, en hy sal die trane van hulle oë afdroog. Ek en jy moet weet, broeder en suster, dat daar, voordat Jesus Christus weer aarde toe kom, 'n baie groot verdrukking gaan wees van alle Christene. Die wêreld sal ons nie kan verdra nie. Die wêreld sal ons as belaglik uitkryt. Die kerk van Christus sal afgebreek word. Maar die wat volhard tot die einde toe, sal die ewige lewe en die hemel beerwe. Ek en jy moet ons krag en ons genade in Jesus Christus vind. Hy is die oorwinnaar, en elkeen wat in hom glo, is ook meer as oorwinnaars. Ek en jy moet vashou aan Jesus Christus, want ons is vrygekoop deur sy kosbare bloed. En daarom sal ons ook eendag wit klere dra rondom die troon van God. Ons sal hom in sy tempel aanbid en dien.
en hy sal by ons wees en ons die wonderlike vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Mag hierdie dag vir jou baie geseënd wees, volhard in jou geloof, vertrou die Here met alles in jou lewe, moenie verlei word deur wêreldse dinge nie, en wees bereid om ter wille van jou geloof te sterwe, want elkeen wat dit doen, sal die oorwinnaarskroon ontvang. Kom ons bid saam. Baie dankie dierbare Here dat ons vandag in hierdie nuwe dag U naam kan aanroep in gebed. Ons loof en prys U, omdat U 'n God is wat deur Jesus Christus oorwinning behaal het. Dankie dat elkeen wat in U glo, ook meer as oorwinnaar kan wees. Ons sien uit, Here, om eendag by U in die hemel te wees. Laat ons, terwyl ons hier op aarde is, alles vir U doen en bou aan U koninkryk. Help ons om te volhard, selfs in tye van groot beproewing, bespotting en mishandeling. Laat ons U nooit verloon nie, maar werk in ons deur die Heilige Gees en bekragtig ons sodat ons hand in U hand sal bly en ons diensbaar in U koninkryk sal wees. Seën vir ons hierdie mooi dag, lei, behoed en bewaar ons en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag vir u.